Greetings in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am greatly enthused with the opportunity to be with you. Baie dankie dat jy ingeskakel het by Jesus Christus bevry jou siel. Ek wil weer eens 'n beroep maak op u wat hierdie programme kyk, wie miskien 'n bekentenis of 'n vriend of 'n familielid het wat oorsee is, wat geïmmigreer het en nog in Afrikaans bedien wil word, om vir hulle hierdie program te stuur op YouTube. Help my om die gewildheid van die program 'n bietjie op te bring, deurdat meer mense daarna sal kyk. Al wat u moet doen is, wanneer u dit op YouTube kyk, druk die like button en die subscribe button en stuur dit vir iemand en vra vir hulle om dieselfde te doen. Op daardie manier bereik ons meer mense op YouTube en ek is baie dankbaar vir diegene wat die modem het, wat die program kyk via of deur kruis kyk. Ons bid saam. Ek wil graag op 'n baie belangrike onderwerp fokus wat u baie gaan geniet. Ons bid saam. Vader, dankie vir u woord, dankie vir die onfeilbaarheid van u woord. Dankie dat u woord 'n verryking bring in ons siele. Dankie dat u woord ook vir ons koppel aan die Heilige Gees en u salwing, dat daar manifestasie sal geskied deur die oordrag van die salwing. Word verheerlik deur ons lewens met God en mag Jesus Christus geloof word en geprys word vir alles wat hy vir ons beteken. In Jesus naam bid ek. Amen. Ek is in Jesaja 54 en daar is 'n paar verse hier wat ek graag wil kwytraak. Vanaf vers 13 tot 17. Ek gaan in Engels en Afrikaans lees, eers vinnigliks in Engels en dan in Afrikaans. Vers 14. Vers 13 tot 17. Engels sê, all your children will be taught by the Lord, and great will be their peace. In righteousness you will be established. Tyranny will be far from you. You will have nothing to fear. Terror will be far removed. It will not come near you. If anyone does attack you, it will not be by my doing. Whoever attacks you will surrender to you. See, it is I who create the blacksmith, who fans the coals into flame, who forges a weapon fit for its work. And it is I who have created the destroyer to wreak havoc. Verse 17, no weapon formed against you, forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. You will condemn every tongue that judges you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication, or their righteousness is of me, declares the Lord. Ons lees dieselfde bewoording, maar Afrikaans. Al jou inwoners sal by die Here leer, en hulle sal altyd vrede geniet. Jou heersers sal regverdig optree. Tiranne sal ver weg bly van jou. En jy het niks om te vrees nie. Terreur sal nie naby jou kom nie. As iemand jou aanval, sal dit nie ek wees wat dit bewerk het nie. Wie jou aanval, sal die onderspit delf. Ek het die ambagsman gemaak, wat die vuur aanblaas,
en wapens van vernietiging daarin maak? Net so het ek die verwoester geskep om verwoesting te saai. Maar geen wapen wat teen jou gemik word, sal iets teen jou kan uitrig nie. Elke aanklag teen jou sal jy weer lê. Dit is die erflating van die dienaars van die Here. Aan hulle laat ek reg geskied, verklaar die Here. Ek het goeie rede gehad om myself te vind by Jesaja 54, omdat ek en my vrou moes onlangs bid vir 'n ding wat begin ontstaan het in ons lewensomgewing en in die woonbuurt waar ons huisvesting is. En ek sê toe my vrou, wag, ons gaan nou nie voorbarig optree nie. Kom ons vat ons handleiding uit die skrif uit. En uit die skrif uit sal die Here vir ons wys wat is sy raad. En ek kom besef toe op niets wat ek nou gelees het. Toe hy sê, al ons kinders sal deur God geleer word en hulle sal vrede hê. En daar sal vrede vir jou wees, want jy sal in geregtigheid gevestig wees. Nou, in righteousness you will be established. En ek sê te vaak, kom ons verstaan nou die righteousness besigheid, want as ons sê, ons lewens word nou bietjie geskit, en ons wil seker maak dat alles rondom ons standvastig is. Dit is moontlik dat ons onder 'n aanval gekom het. Onthou die skrif sê, jou vyand, die duiwel, gaan rond soos 'n brullende leeu, soekend na diegene wie hy kan verteer. So, hy brul teen ons, en hy soek om ons te verteer, om ons te verorber, om ons op te eet, omdat die vleeslikheid van die mens, wat uit stof bestaan, die duiwel se spys is, dis sy kos. So ons moet dan nie ons stof, ons vleeslikheid, na vore bring, vir hom om iets te het, om te eet nie. Ons moet onsself vestig, ons moet vasstaan, ons moet 'n grondlegging hê, ons fundament moet onskuifbaar wees, en die onskuifbaarheid, die onstudbaarheid, die onbeweeglikheid van ons fundament as geregtigheid. Maar, dis nie 'n mensgemaakte geregtigheid nie. Ook nie 'n geregtigheid wat voortspruit uit godsdienstige pligte wat nagekom word. Die geregtigheid wat ons na wil strewe, is 'n geregtigheid wat God goedkeur. So, hy sê ons moet vrede hê en ons kinders gaan geleer word deur God self, want ons vesting en gevestigheid, die fundament en beweeglikheid van ons fundamente, is geregtigheid. Hy sê, in die laaste vers, die erfenis of die erfnalatenis, die erfdeel van die heiliges, die gelowiges, is geregtigheid. Dis die nalatenis. This is the portion of the Lord. This is the inheritance of the Lord, the legacy the Lord has left the saints. And their righteousness is of the Lord. Hulle geregtigheid is van die Here af. So, as my onbeweeglikheid in die lewe 'n fundament vir my lewe is, en dat daardie fundament geregtigheid is, maar die geregtigheid is vanuit die Here uit, dan moet ek dit mooi verstaan, sodat my oortuiging nie wankelbaar is nie. My oortuiging kan nie 'n riet wees nie. Omstandighede moet my nie kan sit nie, moet my nie kan skuif nie. En ek dink toe, wag, ek en my vrou, ons gaan nou bid. Maar voor ons bid, wil ek seker maak dat beide van ons hierdie saak goed verstaan, sodat ons geloof wat ons nou uitoefen,
voortspruit uit die fundament van God self. Die waarheid van God se woord. En so, toe maak ek my pad na, ek sê toe my vrou, kyk, daar is iets wat ons bekom het. Dit is 'n geregtigheid. En kom ons verstaan hierdie geregtigheid eerstens, sê ek vir haar. En ek sê toe, ek gaan die Bybel oopmaak in Romeine 3. En ons gaan hierdie geregtigheid by verklarende definisie in ons harte plant. En ek maak toe die Bybel oop in Romeine 3 en ek lees. En dit sê vir ons, maar nou het God vir ons 'n ander weg bekend gemaak waardeur ons sy vryspraak kan verkry. Nie deur wetsgehoorsaming nie, maar langs die weg waarvan die skrif al lankal getuig het. God spreek ons vry deur geloof in Christus Jesus en dit geld sonder onderskeid vir almal wat glo. Nou die Engelse weergawe van dit sê, but now, apart from the law, the righteousness of God has been made known. So daar is 'n geregtigheid wat 'n godsgeregtigheid is. En Jesaja 54 sê, hulle geregtigheid is van my af. So dis hierdie geregtigheid waarvan gepraat word. Hy sê in vers 21, die wet en die profete word geroep om belydenis te doen en getuienis te dra, dat dit is God se geregtigheid. Hierdie geregtigheid is gegee deur geloof in Jesus Christus. Vir almal wie glo in hom. Daar is geen onderskeid meer tussen Jood en heiden nie, met betrekking tot hierdie geregtigheid. Hierdie geregtigheid is op en oor almal wie glo. So, dit is in, dit is op, dit is oor. Geregtigheid wat oorgedra word, dit is God se geregtigheid. Dit is 'n geregtigheid wat voortspruit en na vore kom wanneer 'n individu in Jesus Christus glo. Wanneer jy geloof uitoefen in Jesus Christus, word die gawe van hierdie geregtigheid in jou geplaas. En jy is dan onder dit en dit is oor jou. Die geregtigheid van God self. En die geregtigheid se meganismes, the way to engage the mechanics of this righteousness is in believing and by believing and through believing in Jesus Christ. So, dit gesê, sê ek toe vir haar, okay, sien dat dit iets is wat in ons is en op ons is en oor ons is en dat dit 'n geregtigheid is en dit is die erfdeel wat ons het vanaf God self volgens Jesaja 54. Kom ons verstaan dit uit die oogpunt uit van die Nuwe Testament. En in die Nuwe Testament blaai ek toe gou na Romeine 15 toe en ek lees die volgende woorde om hierdie geregtigheid neer te pen. Hy sê in Jesaja, in Romeine 15 sê dit, julle sien die gelowiges wat nie Jood is nie, het op die goeie gedagte gekom om geld in te samel vir die armes onder die gelowiges in Jerusalem, onder die Jode. Hulle het dit gedoen onder die besef dat hulle so baie aan daardie gelowiges verskuldig is. Omdat die Joodse gelowiges bereid was om soveel geestelike seëninge met die nie-Joodse nasies te deel. Maar hierdie Afrikaans verbruisel wat hier bedoel word. Laat my toe met in die Engels te lees. If the Gentiles, verse 27 of Romans 15, if the Gentiles, so Gentiles is heidene, en die onderskeid is tussen heidene en Jode. Onder heidene is
elke moontlike etniese groep of nasionaliteit wat genoem kan word behalwe Jode. Hoor my nou, in hierdie milieu waar Jode geteken word vir haatspraak en geweld, wil ek hê, jy moet mooi verstaan. In die lens van die Bybel is daar twee mensengroepe. Daar is Jode en heidene. Soms in die Afrikaans word heidene vertaal as Grieke. Maar dis nie die nasionaliteit van Grieke alleenlik nie. Dis enige ander etniese groep of nasionaliteit wat nie Jood is nie. Ok, nou voordat ek te ver van die punt afdwaal, laat my toe om terug te gaan. Hy sê, if the Gentiles have shared in the Jews' spiritual things, the spiritual blessings of the Jews, they owe it to the Jews to share with them their material blessings. Materiële seëninge is natuurlik iets wat in geld opgesom kan word. Nou ek noem dit, want daaruit spruit die reg en geregtigheid. As ons lees byvoorbeeld in Lukas 1, ons wil nou weet, wat is hierdie Jode se geestelike goedere, geestelike seëninge, geestelike dinge, right? So, in Lukas 1 vers 35, praat die engel met Maria. En die engel sê vir haar iets baie spesifiek. Hy sê, die engel antwoord daar en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou toevou, daarom sal die kind wat gebore word, heilig en die seun van God genoem word. Die bewoording daar, in die engel sê, the Holy Spirit will come on you and the power of the Most High will overshadow you, so the Holy One to be born, or the Holy Thing to be born, will be called the Son of God. Nou, daar is geen verwarring nie. Dit het te doen met akkuraatheid van vertolking en vertaling. Die bewoording van die engel daar is te sê, dat wanneer die Heilige Gees oor Maria sal kom, en die skadu van die krag van God haar oorval, sal sy iets heilig opdoen. En die bewoording in die King James sê, and that holy thing. Die Afrikaans, as jy hom direk moet vertolk, sal sê, en daar die heilige ding, wat daar gebore word. So, die onderskeid is dan tussen die persoon van die baba Jesus, en die baba Jesus as die behoud van die Heilige Gees wat hom Christus maak. En wanneer dit by Christus kom, dan word die verwysing gemaak na die heilige ding, the holy thing. Dit is hoekom Paulus praat in Romeine 15:27, hy sê, julle heidene het deelnemers kom word van die Jodese heilige dinge. En dis is het julle verskuldig om die Jode te ondersteun met julle materiële dinge. En ek noem dit net om die punt te neer te bring, dat die Heilige Gees se aktiwiteit manifesteer as die salwing. En daardie salwing het verskillende maniere wat dit kan manifesteer om 'n werklikheid te maak van God se intervensies in ons lewens. En wanneer daardie intervensies kom dit slegs en reg uit vanaf God se woord en die bewoording van daardie woord. En die manifestasie van die bewoording kos die Heilige Gees se salwing. En dit is daaruit wat ek wil praat. Wanneer ek nou aan u bekend maak, dat hierdie heilige ding se bewoording ons geregtigheid is. Die gawe van God se geregtigheid teenoor ons, as ons keuse om sy bewoording, sy spesifieke bewoording tot ons voorbaat, tot ons guns, tot ons saligheid, tot ons seëning, wanneer ons dit aangryp en glo. The peculiarity of the righteousness which is ours from the Lord, the legacy He's left us, the inheritance He's left us is this righteousness.
And this righteousness manifests as a holy thing. And the holy thing is the anointing, which the peculiarity of the word houses. Die bewoording is soos 'n glas, nie glas nie, dis soos 'n fles. Ek sê nie dis 'n glasfles nie. Dis soos 'n fles en binne in hierdie fles is 'n olie en daardie olie is 'n salwing en daardie salwing het die vermoë om die manifestasie van die uniekheid van die bewoording 'n werklikheid te maak. En dit word vir ons genoem die heilige ding. Die heilige ding. Nou, in Jesaja 45, Jesaja 45, en dit is 'n skrif wat ek regtig in my geheue wil vasbrand. I want it branded into my memory. And when you hear it, you are also going to want it branded into your memory. Jesaja 45 vers 11 sê die volgende woorde. Die Here, die Heilige en die Skepper van Israel reageer so. En hy vra 'n vraag. Betwyfel julle wat ek kan doen? Sê julle vir my wat ek moet doen? Sê julle vir my. Nou, in die Engels sê dit soos volg. This is what the Lord says, the Holy One of Israel, and its Maker, concerning things to come. Question me about my children, and give me command concerning the works of my hands. Toe ek daardie bewoording die eerste keer teëgekom het, I must admit to you, I was stumped. Ek was verstom geweest. Ek sê, wag, wat hoor ek hier? Nou, my gewoonte is, wanneer ek iets soos dit teekom, dan kry ek al my Bybels uit. Ek het 'n klomp Bybels. Ek het Good News Bible, Living Bible, New Translation Bible, New King James Bible, Modern King James Bible, Revised Standard Version Bible, American AMV. Ek het verskillende Afrika. Ek haal al my Bybels, ek sit hulle almal rondom my. Ek gaan na daai een spesifieke vers, ek kyk hulle almal deur. Ek lees hulle almal. Dan gaan ek na die kommentators toe. Hulle wat die goed gelees het, hierdie Bybels gelees het en kommentaar gelewer het om bietjie verder uit te brei. Nou hoor ek wat hulle sê. Baie van hulle, Matthew Henry onder andere, daar's 'n hele klomp wat kommentaar lewer. En toe ek dit lees, toe besef ek iets wonderlik. Ek sê, wat lees ek hier? Die Here sê vir ons dat ons hom, wie God is, bevel moet gee aangaande die werke van sy hande. Die Engels sê het soos volg, hy sê, command ye me concerning the works of my hands. So, wat is die werke van God se hande? What is the works of his hands? Dit wat God alleenlik by vermoë is om te bewerkstellig, om te bemag. Die wonderwerke, die tekens, die bonatuurlike intervensies, die goddelike genesing, die bevryding, die losmaak van gevangenisse. Die Here sê vir ons, ek wil hê julle moet vir my bevel gee aangaande dit wat ek by vermoë is om te doen. En daarin berus die gawe wat God vir ons gee, wat geregtigheid genoem word. Die geregtigheid staan nou onder ons bestaar hier die geregtigheid. Maar kyk, die wet van God en die profetiese rede word geroep as getuienisdraers om te sê, dit is die werklike en ware geregtigheid, hierdie geregtigheid wat nou gepraat van word. Wat se geregtigheid is? In en oor en op almal wie in Jesus Christus glo. Nou luister, wat sê Paulus? In Christus is elke belofte van God
Ja en amen. Hoeveel beloftes van God het ons al gaan uitsoek? Te min. Luister vir my, ons het te min gaan bemyn. We have mined too few of the promises of God, and yet these promises of God, when we take it up and believe it, that is our vantage point of righteousness. This is the legacy, the inheritance He's left us, to believe His word. And then His anointing has the work and the job and the labor and the toil to make it manifest. True or no? Wat sê Paulus? Julle heidene het deelgenotes kom word van die Jode se geestelike dinge. Al hierdie beloftes is die Jode se dinge. Wat God by vermoë is om te doen deur sy Heilige Gees en salwing. En Jesus sê, ek gee julle my naam. Deur my naam het julle die sleutel tot die heerskappy in die geestelike wêreld. Deur my naam het julle die sleutel tot die koninkryk van die hemel. Vat my naam en bid die beloftes van God, verklaar die beloftes van God, glo die beloftes van God, staan op die beloftes van God, want hierdie beloftes van God is God se handewerk. Hy gaan dit doen, hy sal dit doen. Hy is by vermoë om dit te doen. Met God is niks onmoontlik nie, en vir hulle wie in God glo sal alles moontlik wees. Wow, how about that? It's amazing. So, Isaiah 54. Wow. Isaiah 45. Wow. Romans 3, 20-22. Wow. Romans 15, 27. Gaan lees dit weer en luister op niets oor en oor na die boodskap. Want hierdie boodskap maak seker dat die skatkis van God se woord vir u kan manifesteer en 'n seëning nalaat. Jou redding berus daarin, jou heil berus daarin, jou saligheid berus daarin, jou konsekrasie berus daarin, jou heiligmaking berus daarin, jou genesing berus daarin, jou troos berus daarin, bonatuurlike voorsiening berus daarin, geestelike intervensies berus daarin, tot die mate dat jy God se woord in jou inkry en daarin glo, bou jy jou geregtigheid. Die gawe wat God jou gee. En die Heilige Gees is getrou in die naam van Jesus Christus om die manifestasie te laat geskied deurdat hy sy salwing te neerbring daaroor. Kom ons bid. Vader, in die wonderlike naam van Jesus Christus, neem ons die naam van Jesus Christus aan as die sleutel tot die koninkryk van die hemel. Ons bely die Here Jesus Christus as ons heiland en saligmaker, ons bevryder, ons heiland, ons geneeser, ons trooster en die voorsiener van alle goeie dinge in ons lewens. En deur u woord, Here, help ons om nuuskierig te wees. Help ons om te gaan studeer, om te gaan kyk, om te gaan lees, om dit in ons geheue te bære, om dit met ons monde te praat, om dit voor ons oë te hou, aldurend, dat u geregtigheid 'n gawe vir ons is. Dis is die erfenis van die dienaars van die Here. Ons vat dit, Here. Dankie dat hierdeur sal ons gevestig wees in geregtigheid en ons sal vrede ervaar. Word nou verheerlik, my God, deur ons lewensuitkomste. In Jesus naam bid ek. Amen en amen.